Is die Sabbatdag slegs 'n opdrag vir Jode? Israel, die Jode, staan algemeen as God se volk bekend. Sommige mense dink dat die Sabbatsgebod slegs 'n gebod vir die Jode was en hulle gebruik vir al die vorige verse, Deuteronomium 5 vers 12 tot 15, om dit te ondersteun. Die Bybel leer egter vir ons dat nie net die Jode alleen God se volk is nie, maar wel ook almal wat kies om in hom te glo. En dit sluit vir jou en my in. God het dus geen onderskeid getref tussen Jode en nie-Jode nie, maar hy tref wel onderskeid tussen gelowiges en ongelowiges. Kom ons kyk hoe Paulus dit verduidelik. Want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Verder, die Sabbatdag is ingestel by die skepping. Dit is lank voor enige volk soos die Jode of enige ander nasie en stam eens bestaan het. Dit is dus 'n opdrag aan die hele mensdom, nie net aan die Jode nie. In Eksodus het God sy volk aan hierdie gebod herinner deur te sê, onthou. Die Jode was vir 'n baie lang tyd slawe in Egipte gewees en gedurende daardie tydperk het die Egiptenare hulle nie toegelaat om die Sabbat te onderhou nie. Hulle moes net werk en werk en werk. Sommiges het al heeltemal van die Sabbat vergeet. Dit is hoekom God hulle weer daaraan herinner. En wanneer God vir hulle sê, onthou, dan verwys hy natuurlik terug na die skepingsweek, toe hy die gebod oorspronklik ingestel het. Voor die sondeval kon Adam en Eva direk met God kommunikeer. Hulle kon hom sien en sy stem hoor en so het hulle by God geleer en is die gebooie in hulle harte ingeskryf. Hulle het hierdie kennis aan hulle kinders oorgedra en hulle kinders het dit weer aan hulle kinders oorgedra. Ek herhaal, in Deuteronomium herinner God sy volk daaraan dat hy nie net ons skepper is nie, maar hy is ook ons verlosser, want hy het Israel uit Egipteland verlos. Net so het God vir geestelike Israel, wat al die gelowiges van elke volk en nasie en stam insluit, ook verlos deur sy offer aan die kruis.